Goeiemôre gemeente. Dankie vir die geleentheid om weer die woord vir julle te kan bring. Ek raak elke keer so bietjie minder senuweeagtig, wat seker sal help. Ons gaan vandag na 1 Petrus 1 vers 13 tot 16 kyk. Julle kan dit maar so lank opsoek as julle wil. 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. Dis 'n stuk wat baie ryk is aan verskillende waarhede, maar ek wil vandag net op een gedagte fokus, die hoofgedagte van die teks. Ons gaan binnekort self die teks lees, maar kom ek begin deur te sê die hoofgedagte van hierdie teks is om heilig te wees. Ek gaan eerstens in my preek julle deur hierdie skets op die bord hier agter my neem, en sal vir julle die stukke verduidelik daarvan soos wat ons aangaan. En dan as ek deur hierdie hele skets het, gaan ek weer terugkom en dan gaan ek so 'n bietjie meer in detail kyk net na hierdie twee onderafdelings in die middel, maar julle sal hoor soos wat ek aangaan. 1 Petrus is 'n boek wat geskryf is deur die apostel Petrus vir verskillende gemeentes van mense wat moes vlug vir hulle geloof. Hierdie gemeentes het bestaan uit mense wat beide heidense en Joodse bekeerlinge gehad het. Hierdie mense het tasbare beproewinge gehad en baie uitdagings. Maar ons kan dit wat Petrus vir hulle geskryf het in daardie tyd ook op ons toepassing maak vandag. Die hulp wat Petrus vir daai gelowiges gebied het, is ook relevant vir ons net so vandag. So kom ons luister wat sê Petrus, en dan maak ons hierdie ding wat Petrus vir daai gemeentes geskryf het, ook op ons van toepassing. Kom ek lees vir ons die teks. As julle almal 1 Petrus 1 vers 13 voor julle oop het. Ek gaan vra dat julle sommer julle Bybels oophou, want ek gaan so 'n paar ander tekste bybring, en dan kan julle saam met my gaan. Okay, so kom ons lees. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade, wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Voor ek vir ons bid, hier's 'n feedback, dink ek dalk van die monitors, as julle hulle kan afsit, as dit moontlik is. So kom ek bid vir ons, sal ons oë sluit. Ons Vader, ons kan so min weet wat dit is om waarlik u heiligheid te kan verstaan. U is so gans anders as wat ons kan dink of onsself kan verbeel. Selfs al dink ons groot en lofwaardige gedagtes van u, is u wesenlik en onbeskryfbaar meer as dit wat ons beperkte menswees kan uitdink. En tog, o groot en lofwaardige en lieflike God, kies u om u self aan ons te openbaar en 'n verhouding met ons te wil hê. U is heilig, so gans anders as dit wat ons ken en aan gewoond is. Wil u ons help om elkeen individueel vandag nader te kom aan wat dit beteken om heilig te wees. Wil u, Here Gees, teenwoordig wees in elkeen se gedagtes en harte, sodat u kan druk op dit wat ons elkeen van u moet hoor deur u woord. Vandag, Here, het u gekies om 'n gebroke man te gebruik om die woord te bring. Gee asseblief dat my swakhede en beperkings nie in die pad sal staan om u kudde te bereik en te bedien nie. Sal u asseblief vandag die middelpunt van hierdie diens wees. Sal u asseblief die woord bring na elkeen se harte. Sal u deur u woord vandag kragtig werk en my swakhede in die agtergrond skuif. Here, leer ons vandag om heilig te wees. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. As ons oorhoofs of big picture, soos die Engels sal sê, na die teks kyk, kan ons sê dit gaan oor om heilig te wees. Die teks sê vir ons in vers 15, soos Christus wat ons geroep het heilig is, moet ons ook heilig wees. En net in die volgende vers beklemtoon Petrus hierdie opdrag met 'n aanhaling uit Levitikus 19 vers 2. Maar as ek die preek hier sou afsluit, dan sou almal huis toe gaan en sê, dit was 'n wonderlike kragtige preek en verfrissend kort.
Ons hou van sulke kort preke. Maar dan as ons om die etenstafel sou sit en gesels en begin wonder, wat beteken hierdie heiligheid en hoe is ek heilig? So kom ek spandeer bietjie meer tyd in hierdie preek en ons gesels oor daai vraag. Petrus sê in vers 14 dat die lesers in ooreenstemming met hulle natuurlike begeertes geleef het. Kom ons kyk wat sê in vers 18. Dis nou die stuk net na die gedeelte wat ons gelees het. So as julle julle oë na vers 18 toe sal vat. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie. So hy gaan dus verder, hy praat aanvanklik van natuurlike begeertes, maar hy gaan verder wanneer hy praat van 'n sinlose lewenstyl wat van die voorvaders aan die lesers oorgelewer is. Aan die linkerkant van die skets, ja, my regterkant, julle linkerkant, sien julle hierdie twee dinge, die natuurlike begeertes en die sinlose lewenstyl. Kom ons kyk eerstens, wat is hierdie natuurlike begeertes? Blaai saam met my na 1 Petrus 4 toe. Kyk ons wat Petrus homself sê oor hierdie natuurlike begeertes. 1 Petrus 4 vers 3. Immers, julle het in die tyd wat verby is, al oorgenoeg deel gehad aan wat die heidene wil doen. Uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodediens. Hulle verstommel daaroor dat julle nie meer meedoen aan hierdie dieselfde stroom losbandigheid nie en sê lasterlike dinge. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor lewendes en dooies te oordeel. So hierdie natuurlike begeertes is die dinge wat ons sien heidene doen, soos wat ons sien uit 1 Petrus 4, wat nie pas by kind van God wees nie, en wat ons maklik kan identifiseer, dinge soos dronkenskap en brassery. Maar van hierdie woorde is vir ons vreemd in ons moderne tyd, soos verfoeilike afgodediens. Ja, ons maak van baie dinge afgode in hierdie wêreld, soos sport, vermaak, werk, maar niemand dink aan hulle afgodediens in die moderne tyd as verfoeilike afgodediens nie. Ons moderne mense sukkel meer met begeertes soos skinder, ontevredenheid, trots ensovoorts, maar ons het natuurlike begeertes. So Petrus sê vir ons wat bedoel hy met hierdie natuurlike begeertes. Maar hy gaan verder en gee opdrag dat hierdie mense nie nou moet leef in ooreenstemming met hierdie natuurlike begeertes van vroeër nie. Hy maak die punt dat hulle nou gehoorsame kinders moet wees. So wat het gebeur van vroeër na nou toe? Wel, die lesers het kinders geword, soos wat hy vir ons in vers 14 uitwys. Hy sê, as gehoorsame kinders. En hoe het hulle kinders geword? Kom ons lees vers 18 en 19, ook die gedeelte na ons teksvers. Vers 18 en 19. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud losgekoop is, uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Petrus antwoord hierdie vraag van hoe hulle kinders geword het in vers 19, wanneer hy sê dat hulle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Opsommend kan ons sê dat die verskille tussen vroeër en nou is die volgende. Vroeër was hulle onkundig en nou het hulle die kennis van Christus en van God opgedien. Vroeër het hulle 'n sinlose lewenstyl gehad, los van God, maar nou is hulle kinders van God. Vroeër was hulle beheer deur hulle natuurlike begeertes, maar nou word hulle beheer deur hulle gehoorsaamheid aan God. Vroeër was hulle lewe sinloos, maar nou is hulle lewe heilig. En as ek nog een verskil kan inbring uit Petrus se brief, vroeër was hulle erken deur die samelewing, maar nou word hulle misverstaan en vervolg. Kyk wat sien ons weer in 1 Petrus 4, waar ons nou was, dieselfde teks, 1 Petrus 4 vers 3. Immers, julle het in die tyd wat verby is al oorgenoeg deel gehad aan wat die heidene wil doen, so hulle was deel daarvan. En dan noem hy die lys en dan sê hy,
Hulle verstom hulle daaroor, dat julle nie meer meedoen aan hierdie selfde stroomlosbandigheid nie, en sê lasterlike dinge. So daar's nou 'n vervolging. So kom ons kyk na 'n paar toepassings vir ons. Jy kan nie 'n kind van God wees, as jy nie jou eie begeertes en jou eie sinlose lewenstyl in die eerste plek raak sien nie. Daarmee saam, geliefdes, kan jy nie heilig wees, as jy nie Jesus se werk vir jou lewe aanvaar nie. Jy kan nie op jou eie sonder God, en sonder om sy kind by die hoofgedagte van hierdie teks uitkom nie. Jy kan nie op jou eie heilig word nie. So wat moet jy doen, as jy nog nie 'n kind van God is nie? Wat as jy weet jou natuurlike begeertes beheer jou, en dat jou lewenstyl is sinloos? Dit beteken jy moet jou toestand raak sien. Jy moet jou sonde bely, en jy moet Christus se kosbare bloed vir jou lewe, wat hy in die kruis gesterf het, aanvaar. In kort, moet jy Jesus as jou verlosser aanvaar. Wanneer jy dit doen, gaan jy saam met Petrus se lesers van vroeër 'n sinlose lewenstyl na kinders van God nou toe. Jou toestand gaan van slaaf van jou natuurlike begeertes na kindskap van God. Dis die eerste stap op pad na heilig wees. Jy moet 'n kind van God wees. Maar kom ons gesels ook oor ons wat alreeds kinders van God is. Wat van ons wat Jesus reeds aanvaar het? Die aanneming van Jesus het nie ewe skielik sy kinders op 'n plek gesit waar hulle vry is van hierdie natuurlike begeertes nie. In vers 14 sê Petrus dat die kinders nie moet lewe in ooreenstemming met hulle natuurlike begeertes van vroeër nie. So dis moontlik vir God se kinders om nog te struikel oor hierdie natuurlike begeertes. So wat is die verskil dan tussen sy kinders en die wat nie sy kinders is nie? Die wat nie sy kinders is nie, is oorgegee aan hulle natuurlike begeertes, terwyl God se kinders soms struikel oor hierdie natuurlike begeertes. Sien julle hierdie teenstelling? Volslae oorgegee teenoor soms struikel. Ons gaan meer hieroor gesels 'n bietjie later in die preek, so onthou net vir nou, God se kinders is nie oorgegee aan hulle natuurlike begeertes nie. So dis die eerste deel, as ons nou in die middelste deel van die skets toe gaan, sien jy dat jy 'n kind geword het nadat jy Jesus as jou verlosser aanvaar het. En sien die rooi lyn van Jesus. Petrus sê dan nou hier dat die kinders van God moet heilig wees. Kom ons kyk weer na vers 14 tot 16. Lees saam met my. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Dis die Levitikus aanhaling. Die opdrag vir die kinders van God is om heilig te wees. So kom ons begin deur om te verstaan wat dit is om heilig te wees, en dan kyk ons na 'n definisie van heilig. Wayne Grudem, in sy sistematiese teologiese materiaal, help ons om die volgende dinge raak te sien. Net God is heilig, en daarom is hy die standaard van heilig wees. Kyk na Petrus se aanhaling van Levitikus hier in ons teks, waar hy sê, God sê, want ek is heilig, so God is die standaard. En dan die definisie van heilig wees, is om eenkant te wees, afgesonder te wees. In God se voorbeeld is daar 'n skeiding tussen hom en sy karakter, en die wêreld se sonde. Maar dit beteken ook vir God om toegewy te wees aan sy eie glorie. Nou moenie daaraan dink soos 'n mens nie. Ons mense dink met ons sondige geaardheid, as ons sê iemand is toegewy aan sy eie glorie, dan dink ons sondige gedagtes. As God toegewy is aan sy eie glorie, dan beteken dit dat hy is toegewy aan sy eie rein en skoon beginsels en sy eie standvastige en onaantastbare morele waardes. En wat beteken dit om toegewy te wees? Wel, om toegewy te wees, beteken dit jouself ten volle gee vir 'n spesifieke taak of 'n persoon of 'n oortuiging. Jy werk hard, jy bly lojaal en jy doen doelbewuste opofferings
om 'n sukses daarvan te maak. So hier gee jy jouself volledig en heelhartig vir 'n verhouding met God. Sy agenda, sy doelwitte, sy morele standaarde word joune. Die ordes wat hy geskaap het, is vir jou belangrik. Sien julle hierdie twee areas op die skets? Toegewy aan God en weg van sonde. Kyk weer saam met my na vers 15. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. So as Petrus ons oproep om heilig te wees, en ons dink aan Grudem se definisies, dan moet ons heilig wees soos God heilig is, wanneer hy in Levitikus 19 vers 2 sê, want ek is heilig. Grudem sê hieroor, God's holiness provides the pattern for his people to imitate. As jy dus wonder hoe jou heilig wees moet lyk, as ons wonder oor die standaard, dan moet ons na God kyk en sy heiligheid navolg. Maar ons moet ook soos God eenkant gesit wees, afgesonderd van die wêreld en sonde. In ons teks sê Petrus vir ons om nie te lewe volgens ons natuurlike begeertes nie. Inteendeel sê Petrus, wees heilig. Hy maak 'n teenstelling hier tussen die vroeëre lewenstyl en om heilig te wees. Daar is dus 'n eenkant wees, net soos wat God eenkant is. So hier is 'n toepassing vir ons. Sit afstand tussen jou en jou sinlose lewenstyl van vroeër. Ons moet afstand skep tussen ons nou en die manier hoe ons vroeër geleef het. Ons moet apart wees daarvan. Maar ons moet ook toegewyd wees aan God se glorie, soos wat hy toegewyd is aan sy eie glorie. Dit beteken dat sy morele waardes en standaarde ons sin moet word. Ons het nou gesien dat ons moet afstand skep, maar hier word ons gesê om nader te kom. So dis wegloop en nader kom. Dit is nog 'n toepassing vir ons. Kom nader aan God. Kom nader aan sy glorie en sy eer, sy standaarde en sy morele waardes. Om nader te wees is om God se eer, sy glorie en sy waardes aan te trek, amper soos om klere aan te trek. Ons maak dit ons eie deur dit te wil hê, om dit na te jaag. Hierdie eienskappe van God word my doelwitte. So om hierdie 3 punte wat Grudem gemaak het en ek vir ons toegepas het, nog meer duidelik te maak, kom ek lig vir ons 'n paar verdere gedagtes rondom heiligheid uit, wat vir myself goed was om op te studeer en net self onder die indruk daarvan te kom. Eerstens, daar's 'n fokuspunt hier. Fokus eerste om eenkant gesit te word en tweedens om weg van sonde af te kom. Ons kan ons self so besig hou met weghardloop van ons natuurlike begeertes en die wêreld en sonde af, dat ons heeltemal die fokusarea vergeet. 'n Toewyding aan 'n verhouding met God. Ons kan onsself so besig wees met afstand skep van sonde, dat ons vergeet dat God gee ons die krag om hierdie dinge te kan regkry. As jy 'n golfer is soos wat ek is, dan weet jy dis baie gevaarlik as jy reg staan om die bal te slaan vir jouself te sê, moenie die bal in die water slaan nie. En dan, om dit half te bevestig, sê jy dit oor en oor, moet dit asseblief net nie in die water slaan nie. Nou, as jy 'n gewone golfer is soos ek, dan eindig jy as jy daai gedagtes gehad het in die water op, want dis jou fokusarea. Ek sien nie Jan Drie se boetie hier nie, hy is 'n baie beter golfer as ek. Sy fokus sal wees op die skoon veld of op die setperk. Hy kyk verby die water, hy sien die ander kant raak. Vir hom was daar 'n beter fokus geweest. So kom ons met die regte fokus, kom eers in verhouding nader aan God as 'n absolute eerste prioriteit. Daarna moet ons afstand skep en dis belangrik om nie daarvan te vergeet nie. Maar ons eerste prioriteit is om eenkant gesit te wees vir God. Dink aan die instrumente en die implemente wat in die tempel gebruik was. Hulle was gereinig, hulle was gewas en daarna was hulle gesien as heilig. Hulle was eenkant gesit vir spesifieke gebruik en daarom was hulle heilig. Nog iets wat ons kan dink oor heiligheid is dat om heilig te wees is iets wat jy nou volledig kan wees. Hierdie was vir my interessant om te ontdek. Oorblywende sondige geaardheid en al. Dit beteken dat jy nou toegewyd is aan God
en nie aan jou natuurlike begeertes nie. Jy is eenkant gesit vir God se werk. Ek het gesukkel met Petrus se opdrag om heilig te wees. In die 1953 vertaling gebruik hulle die woord heilig word, wat vir my aanvanklik beter geklink het. Maar al die goeie Engelse vertalings gebruik die konsep van heilig wees. En nadat ek met Griekse kenner Frans gepraat het, en hy ken sy Grieks, was dit duidelik dat die bedoeling in die 2020 vertaling korrek is en reg vertaal is. Ons moet nou heilig wees en ons kan nou heilig wees. So jy kan nou heilig wees omdat jy toegewyd is aan God. Maar toe wonder ek, wat maak ons met die term heiligmaking? Ons Afrikaners praat van heiligmaking. Die Engels is sanctification. Ek dink as jy Engels gelees het, sou dit my nie geplaat nie. Julle kan dit sien hier op ons skets. As ons klaar heilig is, nadat ons eenkant gesit is, klink dit daarom baie of daar groeiproses is wat ons meer heilig kan maak, as ons dink aan die woord heiligmaking. Grudem help weer hierso. Hy sê heiligmaking is die pad wat ons, nadat ons Jesus as ons verlosser aanvaar het, saam in die Heilige Gees stap, om meer Christus gelyk te word, en meer van ons sonde afstand te doen. So daar is 'n verskil tussen heilig wees en heilig word. In die konteks van wat Petrus hier vir sy lesers skryf, al van vroeg in sy brief af, bedoel hy hier die woord heilig wees, in lyn met sy opdrag. Wees eenkant gesit, wees toegewyd aan God. Om heilig te wees, word in ons teks gebruik as 'n teenstelling met by jou natuurlike begeertes te wees. Maar in die skrif en oor die eeue heen het ons kerkvaders ook die woord heiligmaking gebruik. Dit dui op 'n groeiproses om meer soos Jesus te word en minder soos ons sondige karakters. Heiligmaking beteken nie om meer intens eenkant gesit te wees nie, dit is ons reeds. Maar dit beteken dat ek meer soos Jesus word en dat ek meer en meer my sonde agterlaat. Nog 'n gedagte rondom heilig wees beteken nie om sonder sonde te wees nie. Die woord heilig laat soms by ons die indruk dat heiligheid is gelyk aan geen sonde nie. Maar is dit wat heiligheid beteken vir iemand wat 'n kind van Jesus is? Is heiligheid gelyk aan 'n oproep om sondeloos te wees? So elke keer as ek iets verkeerds doen, maak nie saak of dit erg is of nie, word ek dan herinner aan my onheiligheid. Wel, dit is by implikasie wat heiligheid beteken, maar nie die primêre gebruik van die woord nie. Op die skets het ek probeer aandui, hier aan hierdie kant, dat ons eers sonder sonde gaan wees as ek eendag gesterf het en in die hemel is. Daar was mense wat deur die kerkgeskiedenis gedink het, dat 'n mens nie net sondeloos moet wees nie, maar die vermoë het om sondeloos te kan wees, reeds hier op aarde. Dit het begin by 'n Britse monnik met die naam Pelagius in die 4de eeu. En dit het van toe af in allerlei verskillende forme oor die eeue voorgekom. Selfs John Wesley in ons protestantse kringe het sulke geluide gemaak. Maar dink bietjie daaroor na. Is dit wat bedoel word in die Bybel? Moet ons om heilig te wees, so sondeloos wees so God? So perfek sondeloos soos hy? Dis glad nie wat die Bybel ons leer nie. Ons eie Frans sê altyd dat die sondige mense na die nagmaaltafel kan kom en dat jy nie sondeloos perfek moet wees nie. Die nagmaaltafel is vir wedergebore Christene, nie vir perfekte Christene nie. Kenneth Pryor sê in sy boek The Way of Holiness, hy haal vir Blaiklock aan. En Blaiklock het gesê, a Christian is quite capable of sinning. That is the sad fact of common experience. Nevertheless, opposition to sin and the hatred of it is the ruling principle of life. The Christian may fall and fail, but the enemy has a brief triumph. The fallen rises again, confesses his fault and presses on. The habitual sinner does none of these things. Pryor wys ook uit dat al die groot Bybelmanne 'n striweling met sonde erken het. Dit sluit Paulus, Dawid en Salomo in. Dis baie goeie Bybelse voorbeelde oor hoekom ons nie sondeloos op aarde gaan wees nie. So op die vraag of heilig wees beteken dat jy sondeloos moet wees,
is die antwoord nee. Jy hoef nie sondeloos te wees om heilig te wees nie. Ons gaan eers sondeloos wees as ons eendag gesterf het en in die hemel is. Kom ek sluit hierdie gedeelte waar ons gekyk het na wat dit is om heilig te wees af. Toe ons gekyk het wat heilig wees is en wat dit nie is nie. 1. Petrus roep ons primêr om God se glorie en eer na te jaag en nader te kom aan sy morele standaarde, soos wat ons in die woord lees. Ons word sekondêr geroep om weg te kom van ons sonde af. Hierdie twee goed maak dat ons nou heilig is. Heilig omdat ek toegewyd is aan God. Maar ons word ook in die res van God se woord geroep om die proses van heiligmaking met die krag van die Heilige Gees te onderneem. 'n Proses om meer Christus gelykvormig te word. En dan, ons word nie aangemaan om sondeloos perfek te wees nie, maar word geroep om begenadigde sondaars te wees. Ek ken my posisie as God se kind wat in genade op hierdie aarde leef. Ek het sover verduidelik hoe dit is dat ons heilig kan wees soos God. Die vraag is nou, hoe kan ek heilig bly? My afgesonderd wees is iets wat waar is sodra ek 'n kind van God word, maar hoe wees ek gedurig heilig? Hoe bly ek heilig? Dan wil ek nou weer terugkom na ons definisie van heiligheid. Kyk hier op die skets na die twee onderafdelings van heilig wees. Kom ons kyk hoe Petrus ons help. Lees weer saam met my vers 13. Vers 13 van ons teks. Daarom, omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. In daardie dae het mans lang klede gedra, wat in die pad gekom het as hulle moes hardloop of moes veg. Dan het hulle hierdie klere opgetel en vasgebind sodat hulle maklik kon hardloop of beklei. Daarom het hulle lendene omgord, dis wat daai beteken. Letterlik die loslappe om hulle heupe vasgemaak. Hulle het dus reggemaak vir die aksie wat op pad is. Petrus probeer vir sy lesers sê dat hulle die goed wat in die pad kom van hulle verstand moet opbind en uit die weg ruim. Die ESV sê vir ons, therefore preparing your minds for action. Maar die ESV help ons ook om die volgende paar woorde te verstaan wanneer die teks verder gaan om te sê, and being sober-minded. In ons teks sê dit, dat ons nugter moet optree. So ons verstand, ons denke moet wees, dat ons verstand moet reg wees vir aksie en ons verstand moet nugter of sober wees. Die woord sober is die antoniem van dronk wees. 'n Toestand waarin jy traag is en jou brein nie lekker wil werk nie. Maar as 'n toepassing moet ons onsself afvra, hoe kry ek dit prakties reg? Hoe omgord ek die lendene van my verstand? Eerstens sê Petrus dat ons kennis moet verwerf. Kyk na vers 14 saam met my. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Hy wys die vroeëre toestand van oorgegee wees in natuurlike begeertes as een wat sonder kennis gegaan het. Maar nou is hulle kinders van God, wat kennis gekry het. Hulle het kinders geword van God as gevolg van die kennis. In die volgende hoofstuk verduidelik Petrus 'n hartsingesteldheid teenoor hierdie kennis. Kyk in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 2 is hierdie hartsingesteldheid en hy sê, en smag soos pasgebore babietjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei. So ons verstand moet gevoed word met die waarheid wat ons uit die woord kry. Maar wat Petrus sê oor die verstand sien ons ook in die res van die woord. Op ander plekke in die Bybel kry ons verdere hulp oor om ons gedagtes aktief te rig op dit wat as heilig beskou word. Ons definisie van heiligheid, as ons kyk na die twee onderafdelings, het 'n primêre fokus op God. Dit is 'n naderkom aan God, aan sy glorie en sy standaarde. So kom ons kyk na 'n paar tekste, vir die wat wil saamleef lees, gaan ek 'n kans gee om net saam met my op te soek. So Kolossense, Filippense en Markus. Kolossense 3 vers 2 gaan ons begin.
So hierdie is nou om aktief ons gedagtes te rig op die dinge wat reg is. So Kolossense sê Paulus, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. En dan Filippense 4 vers 8 is ons volgende een. En dan kan julle so 'n vinger daar by Markus indruk, ons sal nou so intoe gaan. Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. En dan Markus 12 vers 30. Markus 12 vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Ons sien uit hierdie tekste hoe God wil hê dat ons aktief moet werk om oor die regte dinge te dink. Maar die Bybel leer ons ook dat daar 'n geveg in ons verstand is vir heiligheid. Hierdie kom weer terug na die definisie van heiligheid, staan weg. So ons het net gekyk van staan nader, maar staan weg of skep afstand. Hier is nog 2 teksverse, Romeine en 2 Korintiërs, as julle so intoe wil blaai. Romeine 12 gaan ons begin en dan 2 Korintiërs 10. Romeine 12 vers 2, is ons eerste een. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die vernuwing van julle denke. En dan 2 Korintiërs 10. Korintiërs 10 vers 5. Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ons neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. So ons sien dus in hierdie teks 'n herhaling van die waarhede wat ons so ver gesien het in terme van heiligheid. Waarhede so staan weg van jou sonde en wees afgesonder vir God. Maar ons sien ook dat ons in ons verstand oorwinning moet behaal. Ons doen dit deur ons denke te omgord, hulle nugter te hou, gedagtes te gevange te neem en ons denke te vernuwe. Toepaslik moet ek dus geleentheid maak om oor die regte goed te dink. Natuurlik is jou eie stilte tyd en jou tyd met die Bybel 'n goeie geleentheid om jou gedagtes te rig op dit wat reg is. Maar ons het meer nodig. Ons het meer nodig as om op 'n Sondagoggend kerk toe te kom en Bybel te lees, want die aanslag van hierdie wêreld is vel. Prakties en toepaslik moet ons ook in gemeenskap met ander leef. Woon ons Bybelstudies of selgroepe by waar ek Christen familie het, wat saam met my kyk wat sê die woord, en wat in gemeenskap met mekaar leef. Wat saam met mekaar bid, en help om antwoorde te kry op lewensvraagstukke. Lees ek die boeke, wat Christelike materiaal is, loop ek na die boeketafel toe, en kyk wat daar is, sodat ek my gedagtes kan rig. Is die gesprekke om my familietafel, of saam met my vriende, meer oor die weer, en skole, en politiek, en oorlog? Of praat ons ook geestelike verrykende dinge? Ons rig ons gedagtes op die goeie deur aktief daaroor te lees en saam met mense te wees wat voel dieselfde dinge is belangrik. Goed, nou dat ons weet hoe om die verstand te omgord, moet ons wonder of dit al is. Moet ek maar net met allerlei dissiplines my verstand onder beheer bring? Ja, Petrus wys, ons moet ons verstande omgord. En ja, Petrus sê, ons moet nugter optree, maar dan gebruik Petrus 'n derde opdrag in vers 13. Kyk saam met my in vers 13. Hy sê eers omgord,
En dan sê hy, wees nugter. En dan derdens sê hy, hoop volkome op die genade wat gebring sal word. Petrus praat oor hoop wat nie te doen het met die opdrag om heilig te wees in hierdie gedeelte nie. Hy moedig die gelowiges aan om 'n hoop te hê op 'n genade wat sal kom. Hierdie is 'n genade wat sal kom in die wederkoms van Christus. Maar Petrus gaan verder in sy brief. Kyk in vers 21. Dis nou na die gedeelte van ons teks in vers 21. So hy maak 'n klompie ander punte en dan by vers 21 sê hy, daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Sien julle dat hier 'n goddelike fokus is van die mense? Dis nie net 'n proses van werk hard, dissiplineer jouself, val somtyds, staan altyd weer op, probeer elke keer toenemend harder en dan herhaal hierdie hele storie nie. Hier's 'n goddelike fokus wat saamkom. Ons kan nog verder kyk, in vers 18. Ons het dit vroeër gesien, julle is losgekoop van 'n sinlose lewe en 'n toestand, hoe? Deur die kosbare bloed van Jesus. So ons heilig wees het gekom toe ons losgekoop was deur die bloed van Jesus. Ons heilig wees het gekom deur 'n goddelike werking. As toepassing dan, hoe is ek heilig, maar met God se hulp? Wel, erken dat jy steeds 'n gefalle mens is en nie perfek nie. Selfs ons beste poging gaan nie by 'n punt van volkomme sondeloosheid uitkom nie. Ons het goddelike hulp nodig. Moenie probeer om heilig op jou eie te word met rou dissipline nie. Dissipline is definitief nodig en daarom is baie boeke getitel die dissipline van iets. Een voorbeeld van so 'n boek is die boek wat die mans by die Vrydagoggende Bybelstudie doen met die titel Disciplines of a Godly Man. Maar ons moet erken dat hier twee goed gelyktydig waar is. God het ons verlos en hy sal my help om heilig te wees. En ek moet iets doen om heilig te bly. Petrus sê, ons moet ons verstand reg kry vir aksie, ons moet nugter optree en ons moet kennis verwerf. En dan ek is heilig op grond van Jesus se werk. Kom ons kyk wat sê vers 19. Ons het al vroeër gesien, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. So as Petrus sê wees heilig, dan is ons heilig op grond van Jesus se werk. So ons het gekyk na omgord die lendene van die verstand, maar ons sien ook hier, ek kan nie heilig wees sonder God se werking nie. Kom ek sluit vir ons die preek af en maak 'n paar kort opmerkings. As jy nog nie Jesus as jou verlosser aanvaar het nie, moenie huiwer nie en doen dit vandag. As jy wonder hoe om dit te doen, praat met 'n Christen vriend, of kom praat met my, of kom praat met een van die ouderlinge. As jy 'n kind van God is, wil jy nie opnuut in gebed die Gees van God vra om jou te help en te herinner om 'n spesiale, eksklusiewe verhouding met God te hê nie. Gee ag op Petrus se opdrag om vandag heilig te wees, eenkant gesit te wees. Hierdie wêreld waarin ons bly, het geweldige sterk boodskappe van dissipline en harde werk. Petrus draai ons oë weg van 'n wêreldse lewensbeskouing na 'n Bybelse afhanklikheid van God. Kom ons fokus op ons verhouding met God om heilig te wees. En dan heel laastens, in hierdie hele stuk begin Petrus met omgord en wees nugter. Dit is opdragte en dit is ons plig. Maar Petrus eindig by Christus se werk, by die kruis en op hoop en geloof. Laat ons fokus hou op heilig wees deur God se werking. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons het nou gekyk wat die woord sê oor heiligheid. Help ons om met begrip van hierdie onderwerp en met u hulp van u Gees te gaan heilig wees. Ek bid spesifiek vir die individue wat u nie ken vandag nie. Wil u, Here Gees, op hulle harte druk om te kom soek na u en Jesus se werk vir hulle self te neem.
En Here, wil U verheerlik word deur U woord en deur ons saam wees vandag. Ons verstaan ons plig om ons eie dissiplines in plek te kry. Maar ons pogings, Here, beteken niks sonder U nie. Sterk ons en bekragtig ons om vandag in hierdie week te gaan heilig wees. Amen.